Psalm 73, Psalm van Asaf. As ek kyk nou na die verhaal van Asaf. Asaf was 'n man wat elke dag sy musiek gemaak het en saam met koning Dawid God se naam groot gemaak het en geheilig het. Maar toe hy sy oë afhaal van God af, en hy sien hoe afvallig die mense raak, hoe geseënd is hulle, hoe gesalfd is hulle. En hy kry so beroering in sy hart, hy sê, Here, hoe kan dit wees dat hierdie mense so geseënd en so gesalf is? Ek wat U dien, nie die goedheid en die guns van U het nie. Ons kyk hier by die 16de vers en hy sê, dit was moeite in my oë om U te aanskou, U werke te aanskou, totdat U vir my hulle 'n gewysheid waar hulle opeindig. Toe hy sien hoe hulle opeindig, en hy sê, Here, as ek U het, het ek alles. As ek U het, hoef ek nie te worry oor wat my buurman het of wat die op daai het nie. As ek U het in my lewe, het ek alles. Maar voor ek aangaan by Asaf, kom ons trek net die gordyn vir 'n oomblikkie toe, ons maak dit oop, hier waar ons vandag is. As ek vandag saam met my verloofde, ek bedoel my vrou, in Voorsienies of in Truworths loop, en ek sien daar's 'n rok in die venster, of 'n blousie, of 'n pakkie wat sy wil hê. Aan elke item is daar 'n prys aangekoppel in daai winkel. As ek in Markhams instap, of in Truworths, en ek sien daar's 'n das of 'n hemp wat ek wil hê, dan is daar 'n prys aan daai ding gekoppel. Ek moet die prys betaal om dit te kan bekom. As ek kyk na vandag se paaie, en die highways en flyways, verskoon my Engels, Afrikaans, en ek sien hoe die paaie so die mekaar vlieg. En ek kyk na die wonderlike ingenieursvernuf wat ingegaan het. Ek kyk na die brûe, ek kyk na China. Hulle het 'n pad gebou, en sy deur die see vir 28 km lank. 50 jaar terug sal dit 'n onbegonne taak gewees het. Maar vandag is dit 'n werklikheid. Maar as ek vanmôre staan in die kerk, en ek kyk deur hierdie dak, ek kyk deur die uitspansel, ek kyk deur die sterre, ek kyk tot in die 3de hemel, en dan sal ons Jesus kry aan die regterhand van God. Amen. Maar daai brug wat gebou is, het 'n prys gekos. Maar Jesus het nie betaal met geld, of met goud, of met silwer nie. Dit het 'n ander prys gekos. Kom ons gaan terug na Getsemane toe. Jesus het geweet, hy gaan gekruisig word. Hy het geweet, hy gaan die prys betaal. Jesus het gebid en gesê, Here, Vader my God, as dit U wil is, dat hierdie bitter beker by my verbygaan. Here, as dit U wil is, dat hierdie bitter beker by my verbygaan. Vir 'n tweede maal bid hy, sê, Here, as dit U wil is, vir 'n derde keer. Hy bid so intens, dat sy sweet bloed geword het. En Jesus betaal die eerste payment. Toe Jesus so in 'n beker kyk, en hy sien, daar's krispotgieter. Hy's verlore, hy's verdoem. Toe sê hy, Vader, ek sal my beker ledig. Was dit nie vandag vir Jesus nie? Wat was ons almal hel toe? Niemand sou gered gewees het nie. Ons sal almal ongered gewees het.
Maar Jesus sê, Vader, ek sal hierdie prys betaal. En Jesus vat al die sonde, hy sit al die sonde op hom. Elke verkrachting wat daar was, lê in hierdie beker. Elke verwerping lê in hierdie beker. Elke siekte toestand lê in hierdie beker. Jesus sê, ek gaan hierdie beker vir julle ledig, want ek is lief vir julle. Amen. Hulle vat Jesus en hulle lei hom na Pontius Pilatus. Op pad na Pontius Pilatus ruk hulle sy baard uit. En hulle spoeg hom in die gesig en Jesus betaal 'n tweede paaiement. Hulle kom vir Pontius Pilatus en hulle kruisig hom en dan slaan hulle die vuis deur die gesig. Hulle sê, profeteer, wie het jou geslaan? En Jesus betaal nog 'n paaiement van vernedering. Hulle laat Jesus hy kruis dra. Hulle laat hom neerlê. Van hy Romeinse spykers geslaan deur sy polse en deur sy hande en deur sy voete. Hulle maak hy kruis regop staan. En Jesus se liggaam ruk die laaste bietjie bloed. En Jesus se eerste woorde aan die kruis: Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vergewe hulle, my Vader. En hoe kan ons sê ek kan nie my medemens vergewe nie? Jesus wys ons die ultimate liefde. Jesus is sy tweede woorde aan die kruis is: sê vir Johannes, hier is jou moeder, kyk nou, moeder, daar is jou seun. Die derde woord aan die kruis van Jesus, sy gekruisig, gegeesel. Hy het hom 39 keer geslaan met 'n sweep. Ek karwats, hy het die stukke vleis so uit sy rug uitgeruk. Hy betaal 'n verder paaiement. Die aan Jesus se linkerhand en sy regterhand is daar 2 helverdiende sondaars. Jesus is die enigste een wat nie sonde het nie, maar hy het sonde geword vir ons sonde. Die een sê, as jy die seun van God is, hoekom verlos jy jou nie self nie en verlos ons ook? Die ander een sê, Jesus, as jy vandag in die paradys is, dink aan my. En Jesus sê vir hom, voorwaar, ek sê vandag, sal jy saam met my in die paradys wees. Vandag, onvoorwaardelik sal jy saam met my in die paradys wees. Ek het hierdie Notasberge, wat by die mekaar. As ek kyk na Matteus 19 vers 16, 'n week voor Jesus daar gekruisig is, toe kom 'n jong rypman na Jesus toe. Hy sê, goeie meester, wat moet ek doen om ewigheid te beerwe? Hy sê, eer jou vader en moeder, daar sal verleng word. En Jesus vertel oor die 10de gebooie. Hy sê nie, maar ek kom al die wette na. Dis hoekom ek so geseënd is. Jesus sê, daar's een ding wat jy tekort kom. Hy sê, jy gaan verkoop alles wat jy het, al jou besittings.
en volg my, en jy sal 'n kroon in die hemel hê. En hy het bedroef weggestap, want die prys was vir hom te veel. Hoe kon ek nou alles wat ek het gaan verkwansel om Jesus te volg? Om Jesus te volg kos ons 'n prys. 'n Prys van opoffering. 'n Prys dat julle almal vanmôre hier is. Julle is nie toevallig hier nie. Julle het gekom om te luister wat die woord van God sê. Dit kos 'n prys van toewyding. Dit kos 'n prys vir 'n vrou om alleen kerk toe te gaan en God se naam groot te maak en te aanbid. Dit kos 'n prys vir 'n klein seentjie om die Here se naam groot te maak en sy ouers is nie by God nie. Dit kos 'n prys. Maar sonder 'n prys is daar nie vir ons 'n kroon nie. Ons moet vandag besef, die Here sê, ek is heilig, wees heilig. Ons moet streef na heilig maak. Partykeer is dit moeiliker as ander dae, maar ons moet daarna streef. Halleluja, prys God. As ek kyk, in dieselfde week, 'n week voor Jesus op pad was, jy aan die kruis toe. Jy kyk ons in Lukas, jy kyk na die verhaal van Saggeus. Saggeus was 'n klein skilling, kort ou. Maar Saggeus het vir die regering gewerk, hy het vir SARS gewerk. Hy het daarop geopen gehou om almal te verneem en te kil. Maar hy weet, Jesus is op pad. En hy klim in die wilde vyeboom. En Jesus sien hom, hy sê vir hom, vandag gaan ek saam met jou maaltyd hou. Maar die mense is baie kwaad, hoe kan die Here by so 'n sondaar wees? Wie nou weet, later het hy gesterwe. Hoe kan hy aan sy huis sit? En die gees van die Here kom oor Saggeus. Hy sê, Here, ek het baie mense in my lewe verneek, maar ek wil 4 keer meer van hulle teruggee as wat ek van hulle gesteel het, van hulle gevat het. En die Here sê vir hom, was vir jou kroon weggeberg. Hoe amazing is dit? Ek meen, hy vra nie eers nie, hy sê vir die Here wat hy gaan doen. En die Here sien sy hart. Die woord Saggeus staan vir sagte gees. Dink ons het 'n sagte gees in hom gesien toe die mense so verkil het en belieg het en bedrieg het. Die Here het een ontmoeting in sy hele lewe verander. Wat 'n amazing God aanbid ons. 'n Paar uur voor die moordenaar sterf, toe sê Jesus vir hom, voorwaar vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Wat 'n amazing God aanbid ons. Jesus se sterwenswoorde was, Tetelestai. Besef ons hoe groot woord is daai. As 'n ou vir jou gewerk het, is 'n slaaf of 'n slaafin. En hulle kan nie meer langer vir jou werk nie. Hulle is op die kerkelys. Dan sien hulle vir jou Tetelestai. Dis volbring, ek kan nie meer vir jou werk nie. As jy 'n skuldbrief het, dat iemand vir jou geld skuld, en jy spreek die ou vry, dan sê jy vir hom Tetelestai. Dis volbring, ek het jou vry gespreek. Jesus se laaste woorde aan die kruis. Ek het jou sonde volbring. Ek het die laaste prys het ek betaal vir jou. Leonardo, ek het die laaste prys het ek betaal vir jou sonde.
Ek het die beker geledig. Wat 'n amazing God aanbid ons. Om te sê, ek sal vir die sondaar sterf. Ons sal miskien dalk vir 'n pel ons lewe gee. Maar om vir hierdie dronkie op straat, hierdie alkoholus, hierdie dwelmverslaafde, jou lewe af te lê. Ek dink dit is 'n groot opoffering. Om te sê, Here, my God, ek sal hierdie beker, sal ek ledig, hierdie bitter beker sal ek ledig. Maar daar is bekers van oorwinning ook. Daar is bekers van triomf. Psalm 23 die 5de vers. Net goedheid en guns van my volg, gaan die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. My beker loop oor, net goedheid en guns sal my volg. Ons sou nie daai beker kon opgetel het en gesê, Here, laat goedheid en guns my volg, as Jesus nie vir ons gesterf het. Dan is daar nog 'n beker. 'n beker wat God gewen het. En gesê, as julle nie my seun se offer aanvaar, dan sal julle hierdie beker wat ek vir julle gewen het, drink die laaste druppel. Die beker van God se grimmigheid. Wat sal duur tot in alle ewigheid. Wat 'n verskriklike lewe moet dit wees om in die hel te wees. En te weet, jy is van God verwyder, jy is van die Heilige Gees verwyder, jy is van Jesus Christus verwyder. Wat 'n verskriklike plek moet dit wees. Dankie Here, ons wat hier is, gaan nie daar kom nie. Ons gaan loop in die strate van goud. Ons gaan loop in oorwinning. En die koortjies sing, Hosanna, Hosanna. Dis die amazing God wat ons aanbid. Hy gaan en hy gaan haal die sleutels van uit die dood uit die hel uit. En hy sê, André, jy verdien dit nie. Jy verdien nie waar jou pad was nie. Ek het jou gered. Ek het jou gered met my reddende regterhand. Wat 'n amazing God. En die Here sê, ek ken jou verwerping. Ek ken jou seer. Ek ken jou bitter. Ek ken elke vernedering wat jy deurgemaak het. Ek het die beker saam met jou geledig. Roep my net aan in die dag van jou benoudheid en ek sal jou uithelp. Ek wil jou red. Wat 'n amazing God het ons. Ek wil jou red. My vrou, gehoorsaamheid. Volg my na. Kom in lyn, beweeg saam met my. Ons moet net in gehoorsaamheid wandel. Die prys is klaar betaal. Die Here gaan nie sê, hoorie, daai brug wat ek gebou, daai pad wat ek gebou het, daar's potholes, ek wil eers herstel nie. Die potholes is vir my nou. Op die aarde. Dis die Here, hierdie pothole is so groot in my lewe, ek weet nie moet ek links of moet ek regs nie. Maar sê die Here, hou my hand vas, ek dra jou deur hierdie pothole. Daar's dinge in 'n mens se lewe wat jy nie sê, Here, hierdie bitter beker is vir my te bitter om te ledig. Sê Here, ek kom klaar vir jou geledig. Hou my hand vas. Ek wil met hierdie goue wegstap. Halleluja. Wat 'n God is wat ons aanbid. Jesus en die ultimate priesterkleed aangehad. Lees gou vir 'n gedeelte Openbaring 1 van die 10de vers.
Ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n bassein, wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. En skryf wat jy sien in 'n boek, en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is, na Efese en Smyrna en Pergamus en Thyatira en Sardis en Philadelphia en Laodicea. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars, en tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan, wat tot op die voete hang, en gegord om die bors, met 'n goue gordel. Lees my Exodus 24, uit die kleed van Aaron. En dit is die klere wat hulle moet maak, 'n borstas en 'n skouerkleed en 'n mantel en 'n kunstig bewerkte rok, 'n tulband en 'n gordel. So moet hulle dan vir Aaron, jou broer, heilige klere maak, en vir sy seuns, dat hy vir my die priesterampt kan bedien. Weet jy so baie dankie. Die hoofpriester, die hoofpriester, beteken eenvoudig bou die brugbouer. As ek kyk hoe Jesus ons hoofpriester is, en sal wees tot in alle ewigheid, hoe Jesus vir ons die brug gebou het, wonder. Is dit vir my amazing hoe God werk. Die oomblik toe Johannes oor die 90 jaar oud is, en as hy vir hom, jy is nou te oud om te kan bedien, en te kan preek, en bedien aan die klippe. Toe begin God met hom praat oor die boek Openbaring. Toe skryf Johannes, wat die boek Johannes skryf het, is Johannes Jesus halfbroer. Toe skryf hy nie daar, kry die visioene oor Openbaring. Amazing God wat ons ontbid. Hy is nooit klaar. Hy is altyd betyds. Maar Jesus vra vandag net vir ons een ding. Volg my na. As ek kyk na die bootjie wat die disippels opgevaar het, en Jesus sê, Petrus sê, Here, as dit is wat op die water loop, beveel my op die water te loop. Hy sê, kom Petrus, kom. Hy sê nie Petrus, Simon Petrus, jy moet nou met jou linkervoet trap, en moet jy met jou regtervoet meer kom, en dan moet jy met jou balans kry, en dan moet jy nou loop. Jesus sê, kom, volg my. Jesus gee nie vir instruksies nie. Jesus sê, kom soos wat jy is en volg my. Ek wil jou, maar die oomblik toe sy aandag gefokus is op die branders en die golwe en sy oë weg van God af. Toe begin hy sink. Kom ons beweeg terug na Asaf toe. Asaf sy oë was van God af. Maar die oomblik toe God vir hom hulle ellende wys, hulle teëspoed, waar hulle oë gaan oop. Toe kry hy diepte. Hy sê, Here, al het ek niks op die aarde nie, al is ek niks, maar Here, as ek U het, het ek alles. Want Here het vir my gewys waar hulle opeindig. Dis van korter duur. Ons moet ons afhou van wat die wêreld om ons doen. Ons oë gefokus hou op Jesus Christus. Jesus Christus het met die laaste Pasga, toe was dit nog nie nagmaal nie. Toe sê Jesus vir eerste keer in 3,5 jaar
wat hy saam met sy disippels is. Toe sê Jesus, vandag sal my liggaam verbrysel word. Vandag, ek gaan in hegtenis geneem word. Hier is my bloed, wat vir julle uitgegiet gaan word. Met die laaste pasgamaaltyd, toe weet die disippels, ons Jesus gaan sy lewe aflê vir sy skapies. Die volmaakte lam gaan geoffer word. Die lam sonder enige gebrek. Die eerste deel is verby. Die ou bokke en ramme en lammers wat geoffer is, het jou sonde bedek. Maar Jesus wat vir ons gekom het, die volmaakte prys betaal. Jou sonde is nie met 'n bedekking toegemaak, maar jou sonde is vergewe. Jesus sê, ek het jou dier gekoop met my bloed. Ek dink wat 'n verskriklike prys was dit om te betaal. Ons was eenmaal verdoem vir die hel, waar die eerste Adam gesondig het. Maar Jesus sê, daai rekening is nie voleffen nie. Ek sal hom vereffen. Ek sal die rekening sal ek betaal. Sodat ek en u vrylik kan oorloop aan die brug wat Jesus gebou het. Oomblikke na jy gesterf het, kan jy weet, die pad hemel toe is vir jou uitgekoop. Duur gekoop deur die bloed van Jesus Christus. Ons gaan vandag herdenk die opstanding van Jesus Christus. Jesus is nie meer in 'n graf, hy het opgestaan. En hy lewe tot in alle ewigheid. Ek dink dit moet verskriklik wees. Dis die kruisiging van Jesus Christus. Want wie hou nie baie van my vrou? Ons sal hierdie met in jou kop. Ek weet gaan vir die kerk konsentrasie was. Ek dink dit moet verskriklik wees om hierdie ultimate prys te betaal. Wat Jesus vir ons betaal het. Maar Jesus sê sonder 'n kruis is daar nie vir jou kroon nie. Ons moet ons kruis elke dag kan opneem om die kroon toe kan ontvang in die hemel. Net soos wat hy vir die jong ryk man gesê het, daar's vir jou kruis, daar's vir jou kroon in die hemel. Maar verkoop alles wat jy het en gee dit vir die armes. Dis nie dat die Here ryk mense haat nie, nie inteendeel, hy maak ook mense ryk. Maar ons moet weet, daar's 'n opoffering wat ons moet maak. Daar is ek so dankbaar vir die mense in ons kerk en ons gemeente wat almal 'n bydrae gee, 'n bydrae maak om 'n rol te vertolk in ons kerk en om die las makliker te maak en dat ons saam die naam van Jesus Christus kan groot maak. Wat 'n amazing God bid ons môre. Ons gaan vanmôre 'n nagmaal bedien, 'n nagmaal hê. Ek dink dis die beste tyd om te kan sê, die Pasga is verby. Hier is 'n nuwe nagmaal. Jesus sê, doen dit so dikwels soos wat julle kan. Amen. Maak my naam groot, eer my, dien my. Die mense wat my gaan help in die nagmaal kan hulle vorentoe kom.
dankie.